Nou ek hoop jy het al 'n stoomende koppie koffie in die hand terwyl ek en jy gaan saam luister na jou lewendige dagstukkie. Vandag is ons by dag 256. Prediker 3 vers 1 en 2. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe. Daar is altyd tyd vir alles. Soms moet jy tyd maak vir dinge en soms moet jy in stilte wag op dit. Ons tema vir vandag is God se punt. Dis amper asof almal van ons op 'n permanente drafstap leef. So skoolkinders wat laat is vir die bus, hardloop ons deur ons dae met 'n klomp eendag as ek tyd het. Drome wat ons agter ons aansleep. Jy het dalk al vir jouself gesê, eendag as ek aftree, gaan ek daai boek lees, daai lande besoek, daai vriende bel. Maar eendag bly maar net dit. Eendag 'n uitgestelde lewe, 'n komma lewe. Ons lewe met kommas. Alles is maar net 'n asemskep voor die volgende ding. Ek moet net gou dit klaar maak, dan sal ek tyd hê. Maar daai dan kom nooit regtig nie. Want die wêreld gooi vir jou en my take, verantwoordelikhede, verwagtinge, soos papsnoek op 'n visbraai. En jy is die enigste een wat moet braai. Die probleem? Ons dagboeke is vol, maar ons siele is leeg. Ons hardloop soos geskiete hase onder die koels van die wêreld se verwagtinge. En teen die tyd wat jy by daai eendag uitkom, is jy of uitgebrand, of jy het vergeet. Hoekom jy ooit wou stop en asemhaal. En toe sit God 'n punt. Nie 'n komma nie, nie 'n uitstel nie, 'n punt, soos in, op die 7de dag het God gerus. Klaar, finito, full stop. Ek sal rus as ek tyd kry tussen die skepping van lig en diere nie. Hy het nie gesê, eers net die visse, dan kan ek rus nie. Nee, hy het 'n ritme geskep, 'n lewe met afwisseling, werk en rus, 'n punt van vrede tussen die paragrawe van ons kamma en komma besig wees. God het 'n rustyd vir jou gegee, nie vir wanneer jy tyd het nie, maar wanneer hy sê, dit is tyd. Hy het 'n skepingsritme ingebou, waarvan jy deel is. Rus is nie 'n leksheid nie. Dis nie iets wat jy eendag verdien nie. Dis 'n noodsaaklikheid, ingewerk in jou alledaagse bestaan, soos asemhaal. Wanneer laas het jy tyd gemaak om onder 'n boom te sit, sonder om te scroll? Of saam met jou kind gekuier, sonder om aan jou volgende afsprake te dink? Wanneer het jy laas met God gekuier, sonder 'n lys van versoeke, maar net gekuier? Ons harte het 'n ritme nodig wat nie deur Google Calendar bepaal word nie. God se punt sê vir ons, genoeg nou, rus. En dis in daardie rus dat jy die lewe weer begin raak sien. Die blomme wat bloei sonder 'n to-do list. Die reuk van koffie wat jou herinner jy's nog lewendig. Die sagte stem van God wat jy net in stilte hoor. Ons is geskape om in balans te leef, met seisoene van werk en seisoene van rus. Prediker sê, daar is 'n tyd vir alles. Die kuns is om God toe te laat om daardie tyd te wys, om sy punt te eer en jou kommas in sy tydlyn te plaas. Mors jou geld, dan is jy armer. Mors jou tyd, dan verloor jy 'n deel van jou lewe. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy, leef ons teen so 'n skrikwekkende spoed?
Wat kan ons begin doen om binne God se skepingsritmes te leef? Hoe gaan jy vandag begin om God se pas vir jou lewe te ontdek? Here, help my om my lewe nie te vul met dinge wat leeg maak nie. Leer my om u ritme van werk en rus te volg. Ek wil leef in u tyd, nie myne nie. Sit u punt waar ek aanhou met kommas. Amen. In die tot rus kom by God se punte, ontdek ons dat ons soveel meer gedoen kry as wat ons aanhou skarrel binne ons kommas. Mag die Here jou ryklik seën. Liefdegroete, Shaal. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig op WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en jou nommer na hierdie nommer te stuur wat vir jou aangedui is. Stuur dit asseblief per WhatsApp. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig gemeenskapsblad op Facebook te besoek of ons Lewe Lig gemeenskapskanaal op YouTube. Mag die Here jou ryklik seën. Shalom.